I greet you in the lovely name of Jesus Christ of Nazareth. This is a great big privilege for me to bring this word to you today. I'm bringing it in Afrikaans and English so that the English people all over the world can also understand what this word is about. So it's a privilege to me to bring you this message. I'm Pastor Elsa Botha from the AFM Church in Witbank, Mpumalanga, South Africa. And my program's name is Come and Listen to the Heartbeat of God. My program se naam dan Kom luister na die hartklop van God. I do believe that God gives me this word and He places this word on my heart to bring to you, to share with you His love and His heartbeat for you. Ek weet dit is die Here se wil en ek glo dis sy wil om elke keer vir my hierdie boodskappe te gee, om vir julle te bring en met julle te deel. Sy hartklop, sy wil vir julle. En daarom bring ek vandag vir julle hierdie boodskap. Kom ons sluit die oë. Let us close our eyes in prayer. Lord, we come to you this morning, Lord, and we pray that every single person that needs to hear this message today will be listening, and that you will open the ears of their hearts, Lord, so that they can hear what it is that you want to tell them today, what it is that's on your heart today, your heartbeat for your children, Lord. We bring you this program in the name of Jesus, and we know that God will be speaking to you. I'm only a vessel, only an instrument, willing to bring this message. Vader, ons kom na U toe vanoggend en ek bring hierdie boodskap aan U kinders en ek glo en vertrou dat dit U hartklop vir hulle is. Ek glo en vertrou dat U al 'n paar dae met my praat oor hierdie boodskap. En daarom vra ek, Here, vat U oor, Here, doen U hierdie program deur my in die naam van Jesus. Amen en amen. So, the message today is Holy Hands. We've got a song in Afrikaans that goes, these two hands of mine. We sing a song, these two hands of mine, where did I find these two hands of mine? And I've had it on my heart for a couple of weeks, actually, not days, that I must talk about holy hands. So that's why I'm talking to you guys about holy hands today. Geliefdes, ek dink al 'n geruime tyd, 'n paar weke lank, wat die Here op my hart die hele tyd lê, ek moet praat oor ons hande, oor ons heilige hande. En die boodskap is vandag juis oor hande, en dit laat my aan daai liedjie dink wat ons in Afrikaans sing, hierdie twee hande van my. Waar het ek hierdie twee hande gekry? Ek ken nie die liedjie nie so goed nie. Kom van baie jare af toe ek nog 'n jong vroutjie was. Maar ek wil graag oor hande praat. Hierdie hande van ons. Heilige hande verwys na 'n fisiese manier van bid. 'n Geestelike representasie van 'n heilige lewe, opregte lewe. Die frase word gevind in die boek van 1 Timoteus 2 vers 8. Ek gaan hom gou vir julle lees. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toring en twist.
It is a gesture of worship. Lifting hands in prayer is a physical act of worship and praise. Dis 'n gebaar van aanbidding en lofbringe, 'n fisiese gebaar van aanbidding en lofbring. It is a sign of surrender, the gesture that can be symbolized, the surrender of one's whole life to God. Dit is ook 'n vorm van oorgee, hoe jy jou hele lewe oorgee aan God. A biblical example in the Old Testament is Moses, who held up his hand in prayer for Israel to prevail over the Amalekites. It illustrates the power of prayerful physical posture. Daarvan kry ons ook 'n voorbeeld in die Ou Testament waar Moses sy hande opgelig het in gebed. Vir Israel teenoor die Amalekiete. Dit illustreer vir ons die krag van gebed. Ons lees daarvan in Eksodus 17 vers 11. Dit het ook 'n geestelike bedoeling. It also has a spiritual meaning, a symbol of a life. Hands can represent all of a person's activities. So holy hands symbolize a holy and righteous life. So geliefdes, heilige hande is 'n simbool van 'n persoon se aktiwiteite, hoe hy sy lewe leef. En dit is ook 'n simbool van 'n heilige lewe, toegewy aan die Here. Ons hoor so baie die frase of in die woord het die Here gepraat van mense kon nie sekere take doen nie want daar was bloed op hulle hande. En ons hoor vandag nog baie keer die frase van mense het bloed op hulle hande of jy wil nie van daai geld gebruik nie want dis bloedgeld. So is ons hele lewe. As ons nou mooi daaroor dink, daar's baie mense wat miskien 'n hand verloor het of nie meer hande het nie, wat gebore word sonder hande. Maar vir my en jou wat wel hande het, is dit 'n voorvereiste vir gebed om jou hande in die lug op te steek, jou heilige hande. Lifting holy hands means coming to God with a sincere righteous life, free from anger and conflict. Om jou hande op te lig vir die Here, wat is 'n teken, 'n voorvereiste. Jy kom na God toe met opregte, geregtige lewe, vry van woede en konflik. So Vader het hierdie boodskap op my hart gelê. Ons het eendag in die kerk gestaan en toe sing ons die liedjie Lift up holy hands. En van daar af lê dit op my hart dat ek bietjie rondom hande moet gesels met julle. Jy weet geliefdes, ons het die voorreg om ons hande te kan oplig, om ons hande in die lug te gooi en te sê, hier is ek my God, ek gee my hele lewe aan U oor. En net om groot te gaan vir die Here, te sing en te dans voor hom. Om ten volle te aanbid met hierdie hande wat hy vir ons gegee het. Maar nou kom ons op 'n ander plek waar hierdie hande ook soms verkeerde dinge kan doen.
En ons moet so waaksaam wees daarteen. En Vader wys vir my, net soos ons hande gebruik, vir basies alles in die lewe wat ons doen, gebruik ons hande. Net so moet ons hande voluit vir die Here gee en sê, Here, hier is my hande, gebruik my hande. En dan gebruik ons hierdie hande vir net goeie dinge. Maar ons weet, in die werklike lewe waarin ons lewe van vandag, word hande gebruik vir baie dinge. Ons moet byvoorbeeld ons hande gebruik om wat vuil is skoon te maak. Ons moet partymal ons hande in die grond druk om plantjies te plant. Ons moet partymal ons hande gebruik om die vullis uit te gooi. Ons moet hierdie heilige hande gebruik om miskien 'n siek persoon te was of 'n baba se boutjie skoon te maak. Hierdie hande word gebruik vir soveel dinge op hierdie aarde. Baie goed is nie eintlik 'n keuse nie. Ons moet dit doen. Ons moet ons hande gebruik vir goeie sowel as slegte dinge. Maar ons het ook 'n keuse waarvoor ons hierdie hande gebruik. Ons moet so waaksaam wees dat ons nie hierdie hande gebruik vir verkeerde dinge nie. Dat ons nie hierdie heilige hande sal gebruik om byvoorbeeld iemand aan te rand of seer te maak nie. Of om iets te vat wat nie aan jou behoort nie. Dat ons nie hierdie hande sal gebruik om mense nie te vloek nie. Ons sien ons in die padwoede storie wat gebeur baie keer. Ek het al baie so gelag as ek vir mense vertel. Een ou tannie het sommer vir my al 2 hande se tekens gegee toe ek per ongeluk voor haar inry eendag. Hierdie is heilige hande, geliefdes. Weet jy dat jy die reg het om hierdie hande op te lig en God te dien? Maar dat jy ook die reg het om vir hierdie hande van jou te sê, jy mag nie daai ding vat nie, jy is heilig. Jy mag nie dit en dat doen nie, want jy is heilig. Holy hands. Dit beteken dis geseënde hande daai. Dis geseënde hande. Die liedjie, hierdie 2 hande van my. Ek ken nie eens jy sien nie. Waar het ek hulle gekry? Jy het hulle by God gekry. God het jou hande vir jou gegee. Gebruik hulle dan tot sy eer en verheerliking, tot sy lof en eer. Doen dit wat goed is. Hy sê in die woord, doen wat jou hande goed vind om te doen. Doen dit en doen dit goed. Doen dit voluit, doen dit met liefde vir die Here. Wy jou hande aan die Here en sê, Here, van nou af wil ek hierdie hande gebruik, net vir dit waartoe U my geroep het. Net vir dit, om U tot eer te wees. En dan, wanneer die versoekinge kom, en jy dalk per ongeluk 'n gedagte kry om iets slegs te doen, onthou dan net, hierdie 2 hande van my, ek het hulle by die Here gekry. Hierdie 2 hande van my, gaan van nou af net die goeie doen. Net dit doen wat God goedkeur. Is dit as bliksakke uitvat? Ja. Is dit ou mensies versorg, siek mensies versorg? Ja. Dis goeie werke daai. Jy kan dit gerus doen. Jy moet dit doen. Dis deel van die liefdesdaad van hande. Hande is so amazing.
Ons besef nie elke dag nie. Ek dink ons dink baie min daaroor en baie min daaraan dat hierdie hande eintlik wonderlik en amazing is. En dat ons soveel kan verrig met ons hande. Moenie laat jou hande vir niks verkeerd staan nie. Laat jou hande besig wees. Laat jou hande doen dit waarvoor God dit gegee het om te doen. En trek jou hande vinnig terug as jy agterkom jy is op pad om die verkeerde dinge te doen. Kom ons gesels bietjie met ons Engelse mense. Ja, dearly beloved, I was just telling our Afrikaans people now about how amazing our hands is, and that our hands does about everything in our lives. We do everything with our hands. And how blessed we are to have hands, and that how even things that's not so nice, not so in the Afrikaans we have the word lekker. That's not so lekker. That's not so pleasant to do with the hands. Sometimes we'll have to clean maybe an elderly person, bathe them, or clean a baby's bottom. So there's things to do with these hands that's not so pleasant. Sometimes we have to take out the trash. Other times we put our hands in the soil to plant plants and fruits and veggies. All these things are so important for our hands to do. The most important thing of anything is putting our hands in the air in praise and worship and praying to God, a form of prayer. The most important thing you can do with